NATO, Russia's getting ready to hit in 2 weeks. Russia has told them, we're getting ready to target. We think we'll hit Poland first, where you're putting all those munitions. Then we're going to hit France, and we're going to hit Germany. And then if you hit us back, nukes, bitch, let's go. So they loaded the gun, cocked it, put it to the head, and said, you're the ones bombing us. We're about to hit you back. So they're about to fire across the bow with heavy missiles hitting Europe. Get ready, boys and girls. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending op hierdie ijskoue wintersoggend. Hy het ook sy eie bekoring, die sneeu wat 'n groot deel van die land getref het en almal sien almal die video's al die kante toe van hoe die sneeu oral is en die passe wat toe is. En alles daarmee saam, ja, pragtig om dit te sien. Ja, mens kry die diere natuurlik jammer wat in die veld staan, in hierdie koue, in die sneeu, in die ysige wind. Want jy weet vir 'n dier, koue is een ding, maar 'n nat koue is 'n vreeslike ding vir 'n dier. Maar ja, dit laat 'n mens net weer besef waar die woord sê, die Vader sê, ons moet bid dat ons vlug nie in die winter is nie. En 'n mens kan dink as jy nou 'n vlugteling is, in sulke toestande en omstandighede, hoe verskriklik is dit nie. Ons ken almal nog die ou verhaaltjie van Rageltjie die beer, wat haar lewe opgeoffer het om haar boetie warm te hou deur so 'n nag. So ja, maar ja, jy het nou die video gesien, kykers en luisteraars, van Alex Jones, wat sê, en is nou maar net 'n video van hom, daar is video's wat ek kan speel van Professor Jeffrey Sachs van Amerika, seker een van die mees ingeligte, geopolities ingeligte mense op die aarde, en nog andere ook, soos Scott Ritter, en Colonel Wilkerson, Larry Johnson, gewese CIA operateur, of lid van die CIA, ag, Richard Black, so kan ons aanhou name opnoem van almal mense wat definitief nou die waarskynlikheid stel ten minste, party sê ons is reeds in die derde wêreldoorlog van hierdie kundiges en kenners, party van hulle erken ten minste dat die potensiaal nou groot raak. En ek dink hierdie video wat ons nou gekyk het, is 'n duidelike bewys daarvan, die rigting van gesprek op 'n medium soos Infowars van Alex Jones, wat ons weet verskriklik akkuraat was. Hy het selfs die 9/11 torings en vliegtye en alles het hy voorspel voortydig. Nie voorspel as 'n profeet nie, maar deur inligting en leesstof wat oor sy tafel en onder sy aandag gekom het. En was hy presies, soos hulle in Engels sal sê, spot on, was hy presies reg gewees in daardie projeksie. So is daar vele ander projeksies wat hy redelik voortydig projekteer en dan, wanneer die tyd aanbreek, dan gebeur dit. So, ek dink hy het hom al baie betroubaar bewys in hierdie opsig, definitief. Maar soos ek sê, ek kan baie video's speel, wat hierby sal aansluit. Maar ons moet, ek dink wat ons moet besef, in die rigting wat ek vanoggend wil inslaan, kykers en luisteraars, is 'n baie ernstige, en ek wil amper sê 'n noodroep, en ek wil amper die woorde van die Bybel gebruik, wat sê, blaas die basuin. Daar's vele plekke in die profesieë, wat hierdie tye, hierdie eindtye, hierdie geweldstye, hierdie kataklismes, hierdie natuurrampe wat oor die aarde gaan kom in volle velheid, waarvan ons nou al 'n voorsmaak sien, met oorstromings en swaar reën en uiterste klimaatomstandighede, het die woord vir ons voorspel dat hierdie dinge gaan gebeur. En dan baie in die aankondiging van hierdie gebeure, sê die Vader, blaas die basuin. Met ander woorde, waarsku, blaas die basuin. Dit is 'n aankondiging van 'n tyd. En ek dink ons moet nou begin minder illusies hê, dat ons nou, in ten opsigte van die derde wêreldoorlog, en veral dan, waarop ek 'n bietjie net wil vasstaan vanoggend, en dis baie belangrik, is die perde van Openbaring. Ons weet die eerste perd, weet ons in 2020 het die hele aardbol mombakkies gedra, maskers gedra. Nou nie 'n mombakkie nie, maskers gedra. Die hele wêreld, dis 'n groot gebeurtenis. Maar kom ons gaan nie in detail in nie, want dis waar die twis en die debat en al die dinge plaasvind. Al wat ek sê, van 2020 af, het daar groot dinge gebeur wat die aarde behels.
wat nie net in 'n land geïsoleer is, of in 'n paar lande geïsoleer is, of net in Europa, of net in die Midde-Ooste, of net in Asië, of net in Amerika nie. Dis asof dit nou elke gebeurtenis raak almal en alles oor die wêreld. In die tweede perd sê vir ons in Openbaring dat die vrede sal van die wêreld af weggeneem word. Nou ek dink jy almal sal saam met my stem. U kan gerus die kommentare lewer, maar ek dink ons sal almal saamstem dat sedert COVID 2020 is dit asof die wêreld se vrede die heeltyd weggeneem word. Dis asof alles onstuimig raak. In Europa optogte en protes en onstabiliteit en alles wat daarmee is. In Amerika is daar sprake van 'n burgeroorlog. Ons sien die verdeeldheid in Amerika. Ons sien hoe die bevolking van Amerika ek wil amper sê, ek dink hulle was al ooit so verdeeld soos nou nie. Veral met die energie wat daar is, in ten opsigte van hierdie verdeeldheid. So ons sien dit wêreldwyd. En dan maak die tweede perd sin. En kan ons vir mekaar sê, maar ons sien dat die vrede is weggeneem. Jy kan die mense kanselleer hulle toere Midde-Ooste toe, daarna al daai mooi plekke wat nou teen die einde van verlede maand gebom is deur Iran. Vakansieplekke wat mense net nie meer heen kan gaan nie. Maar ja, kom ons staan nie vas op dit nie. Die vrede van die aarde is die tweede perd. Die derde perd, kykers en luisteraars, dan kom dit maar net daarop neer dat kos gaan duur raak. Nou ek dink ons almal gaan saamstem dat kos het al reeds en raak reeds duur, maar daar gaan 'n eskalasie mos plaasvind. Wanneer hierdie tekorte van kunsmis en dan die prysverhogings daarvan, eerstens tekort en dan daarmee saam die prysverhoging en die effek op die res wat beskikbaar is, gaan mos nou 'n impak hê op die voedselpryse. Die energiepryse wat ons sien wat olie en brandstof in ons eie land maak en wêreldwyd. Jy kan die video's gaan kyk van 'n gewone Amerikaanse burgers. Moet tog nie luister na die leiers van lande nie. Luister na die burger wat daar by 'n vulstasie staan, die prys vir jou afneem en sê, hier sê hy soveel dollar per gelling, is hy nou duurder as 'n maand of 2 gelede. Want die politici, het Jesus vir ons gesê, is deel van ons vyand. Is deel van ons vyand. Julle vyand, julle stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede. Dis die regeerders, die maghebbers van hierdie eeu. Dis wat Jesus ons gesê het. So moet asseblief tog nie na hulle luister nie. Want elke tweede woord wat uit hulle mond uitkom, ek dink eintlik elke woord is 'n leuen of het leuen in, ten minste 'n persentasie. So die tweede perd, die vrede word weggeneem. Die derde perd, kos raak duur. Ons almal sien dit reeds en ons weet ons kan dit te wagte wees. In die volgende jaar of maande kan voedsel al hoe duurder raak. Dan kom ons by die vierde perd. En dit bring ons terug by hierdie video wat ek mee begin het. Want die vierde perd is oorlog. Die swaard, sê die Bybel, is oorlog. Dis die derde wêreldoorlog, om dit maar eenvoudig te noem. Pestilensies, dis nou soos COVID, soos die hantavirus wat ons nou onlangs aan bekend geraak het, soos varkgriep, soos aapgriep, monkeypox, soos hulle hom in Engels noem, en so voëlgriep. So kan ons nou aanhou noem, watter een van hulle, of gaan daar nou weer 'n nuwe naam uitkom wat ons nog nooit gehoor het nie, sommer in 'n bestek van 'n week. So wat ek vir u sê is, die vierde perd is oorlog. Ons het nou 'n video gekyk van hoe hierdie oorlog, wat my aanbetref, is ons ook reeds in die derde wêreldoorlog. Ek dink sien het dit verskriklik oulik gesê. En as ek kan sê oulik, dis profeties, maar as ek die woord oulik gebruik, bedoelende, dis presies wat jy sien. Hy sê ons sal nie presies weet hoe die derde wêreldoorlog begin nie. En so sal hy ook eindig. Ook nie eendag woep, einde van die derde wêreldoorlog nie. Net soos hy nou begin. Eers was dit net Oekraïne en Rusland. Toe kom Amerika by Oekraïne. NAVO kom by. Brittanje veral, Frankryk en Duitsland veral kom by. Die skelpmissiele van die Franse, die Storm Shadow missiele van die Britte en die Duitse tegnologie en die Leopard tanks. Jy sal my ou video's onthou waar president Joe Biden, voormalige president van Amerika, gesê het, wanneer jy tanks en vliegtuie praat jy derde wêreldoorlog. Wel, hulle het al 2 lankal gegee. So dan praat ons derde wêreldoorlog uit die mond van 'n voormalige
president van die magtigste en grootste land in die wêreld. Nie grootste nie, magtigste. Grootste ekonomie. Seker nie meer verlang nie. Hoe dit ook al sy. Ons sien hoe hierdie vierde perd se swaard, se oorlog al hoe meer eskaleer. Soos ek sê, dit was eers net Rusland-Oekraïne. Toe kom NAVO in, Amerika in, baie aktief. Toe raak hierdie Midde-Ooste 'n kookpot. Nou om die Midde-Ooste te verstaan, moet die mense tog Obadja gaan lees. Want dan gaan jy presies weet wat daar gaan gebeur. Ons sien hulle twee duidelike gesigte gehad oor wat met die klein landjie in die Midde-Ooste gaan gebeur. Wat baie mense nie kan verstaan en sê nee, ons sien dit seker maar hier fout gemaak. Nee, hy het nie 'n fout gemaak nie. Gaan lees Obadja 1, dan sal ons dit verstaan. Maar ja, ek wil nie in daai rigting ingaan nie, dis die doel van oggend nie. Die doel is om vanoggend die bassein te blaas, om vir u te sê, 'n wekroep tot u terug. 'n wake-up call, soos hulle dit in Engels noem. 'n Wekroep, 'n bassein blaas. Nie asof ek 'n tyd aankondig nie, nee glad nie, maar 'n waarskuwing om vir u te adviseer. Dit is my werk as 'n brandwag. Om vir u te sê, dit is waar ons nou staan. Kyk die gevare sodat jy jouself kan instel, kan regstel, kan voorberei, psigies, fisies. Anders gaan dit jou onkant betrap en gaan dit elendig wees. Ek gaan vinnig 'n voorbeeld noem. As jy in hierdie koue winter beland in 'n vlugsituasie en jy het 'n rugsak met 'n goeie slaapsak, met 'n binnevoering, of jy gaan koop by Peps hierdie, hulle noem dit vliesies. Weet nie wat noem jy dit in Afrikaans nie, maar is so sagte, klein, dun, ligte kombersie. Wat baie warm is as jy saam met hom in 'n slaapsak. En jy het 'n tentjie. Weet jy wat, ek dink die kans om dan te oorleef in sulke koue is goed. As jy dit nie het nie, gaan jy nie oorleef nie. Nie in sulke koue, buite nie, verseker nie. So, dis maar net 'n vinnige voorbeeld vir u. U kan ons AI kanaal, ons gaan 'n bietjie ietsie oor dit ook sê in die nabye toekoms, maar ja, kom ons kom terug. Ons sien die eerste perd in 2020. Ons sien die vrede word op die aarde weggeneem, reg voor ons oë. Ons sien kos raak duur en gaan nog so duur raak, dat by die vierde perd, dan is dit swaar, derde wêreldoorlog, pestilensies, wat ons kort sien, en dreigend is, en dan hongersnood. Dan het hierdie energieoorlog nog verder ontwikkel, kunsmis is verder nie beskikbaar nie, of dit nou is omdat bote dit nie meer aanry nie, of die fabrieke is aan brand geskiet, die industrie, dit maak nie saak nie. Dis fynere detail wat nie saak maak nie. Wat saak maak, is dat u as gelowiges, of ten minste as kinders van gelowige voorouers, dat ons begin ag gee en besef, waar staan ons in die raad en die advies wat God die Vader vir ons gegee het. Ons is klaar by die eerste perd verby, die tweede perd gebeur al die pad. Hy het klaar begin gebeur, die vrede is klaar van die aarde weggeneem, maar hy bly weggeneem word, soos dit eskaleer. Jy gaan ons al hoe minder vrede hê as jy begin duur betaal vir kos, die derde perd. Jy gaan ons nog minder vrede hê wanneer die vierde perd hierdie derde wêreldoorlog in volle omgang ontwikkel het. Soos ons siener gesê het, ons gaan nie weet hoe hy regtig begin het nie. En dis presies wat ons sien. Hy het begin in Oekraïne, geeskaleer. Geeskaleer na die Midde-Ooste toe, met Israel, Gaza, Libanon, Jemen, Sirië, het hy verder geeskaleer. Ons sien oral se eskalasies. Nou moet iemand as 'n gelowige begin besef, luister, ons is nou, want elkeen van hierdie gebeure raak die wêreld. Dis nie klein nie. COVID het die wêreld geraak. Die wêreld het maskers gedra. Die vrede wat weggeneem word, of dit nou is dat u vrede weggeneem is omdat u nie meer 30 of 35 of 40 of 28 rand 'n liter diesel kan bekostig nie, ons kan sien hoe al die elemente daar is en jou vrede begin wegneem. Is nie moeilik om dit te sien nie. Die derde perd, weet ons mos nou kos gaan duur raak. Al die kundiges sê dit vir ons, vir al hulle redes. Kunsmis wat duur gaan raak, energie wat duur gaan raak, brandstof en alles daarmee saam, gas, alles. Die vierde perd is dan nou oorlog in volle omgang. Die swaard, dis die vierde perd. Pestilensies,
Oomsiener het 'n slaakse gesig gehad en ek sê snaaks, ek wil dit gou met u deel. En dit is my baie interessante gesig, maar ek gaan op 'n spesifieke deel van die gesig klem lê. Hy sê op 'n stadium sien hy die grys hoendertjie hol weswaarts en 'n swart hoender jaag hom agterna. Nou ja, die grys hoender daar's geweld. Ek is altyd versigtig vir interpretasie, maar hierdie is 'n maklike een. Oomsiener het dit self gesê. Ons mense vlug vir geweld uit die stede uit. En kort op hulle hakke, die wat die geweld pleeg, is kort op die hakke die swart hoender, jaag die grys hoender. Kort op sy hakke. So dis maklik. Oomsiener het dit gesê. Ek gaan alles wat Oomsiener hier gesê het. Ek gaan niks interpreteer nie. Ek's baie versigtig. Altyd. Want dis waar die foute inkom. Maar Oomsiener sê dat hierdie grys hoender hol weswaarts, die swart hoender kort op sy hakke. En dan sien hy een groot draadkamp. So dit moet een of ander groot veilige area, noem dit nou maar tipe van wees. Hy sien een groot draadkamp. Die grys hoender kruip onder deur die draad om in die kamp te kom. Nou wil ek die interessant hier vir u met u deel, want Oomsiener gesels toe met Boy Moesman en hy sê vir hom wat hy nie verstaan nie is dat in die boereoorlog wou die vrouens en die kinders uit die draadkamp uit. Hulle wou uit die konsentrasiekampe. Hulle wou ontsnap. Hulle wou uitkom. Hier wil hulle in hierdie kamp inkom. Hierdie groot. So dit kan nou 'n deel van 'n provinsie wees of 3/4 van 'n provinsie. 'n Groot. Hy sê net 'n groot draadkamp. En die grys hoender hol en hy kruip hom onderdeur. En Oomsiener sê vir Boy Moesman, hy kan nie verstaan. In die boereoorlog wil ons vrouens en kinders uit 'n draadkamp uit. Hier wil hulle in. Nou kom ons gaan terug na die vierde perd van Openbaring. Ja, ons gaan vlug vir geweld, verseker, want die swart hoender is kort op die hakke van die grys hoender. Kort op sy hakke. En ons weet wat met hom gaan gebeur as hy hom ingehaal het. Johanna Brandt het 'n duidelike gesig daaroor. Van wat met die blankes gebeur wat vlug en ingehaal word deur swartes, sê sy. Hulle word gedood. Sy sê dit baie prontuit. Dis haar visioen. Wat maar net aansluit by Oomsiener. Oomsiener praat net van die grys hoender, die blankes wat vlug en die swart hoender kort op sy hakke. Die grys hoender kruip onder deur die draad om in die kamp te kom. Met ander woorde, daar's veiligheid, daar's beter. En ons weet dit gaan gepaard gaan met geweld. En nou gooi ek 'n klip in die bos, né? Ek interpreteer nou glad nie, asseblief. Moet my nie eendag aankla ek het dit gesê nie. Ek sê die vierde perd is nie net oorlog en geweld nie. Dis ook pestilensies. Wat vir my vreemd was is dat die grys hoender, dit was nie vir my nie, ekskuus. Vir my saam, nadat vreemd was vir Oomsiener, wat hy gesê het, ek verstaan nie hoekom die grys hoender hoekom ons mense onder deur hierdie kamp amper moet inkruip, amper skelmpies. Jy kan die boek gaan lees. Jy kan daai afleiding maak dat dit was nie net oop arms kom in en die hek is oop en hulle kom in en dan gaan hulle. Dit was hulle moes onder deur die draad kruip om in hierdie kamp te kom. Ons moet onthou, een van die elemente van die vierde perd is pestilensies. Dis soos hantavirus, dis soos COVID, dis soos een of ander virus wat dalk hoogs aansteeklik is. En dis dalk hoekom mense wat hulle self geïsoleer het, nie net vir geweld nie, maar dalk ook vir mediese redes. Soos 'n erg aansteeklike, want dit is die vierde perd van Openbaring. Pestilensies. Pestilensies steek aan. Miljoene mense gaan dood. En dan is dit glad nie vreemd dat daar groepe, want jy kan nie as 'n individu jou isoleer nie. Hoe gaan jy staan teen massas? Geweldsgewys, pandemiegewys, plandemie, noem dit net wat jy wil. Hoe doen jy dit? Jy sal moet groepeer saam met bewese groeperings wat die fisiese vermoë het. Eerstens die geestesvermoë en tweedens die fisiese vermoë om 'n bepaalde gebied of area te kwarantyne dan nou. Te kwarantyne teen geweldenaars, want die swart hoender hol agterna om hom dood te maak as hy hom kry. Maar daar gaan epidemies, plandemies, pandemies, pestilensies is die woord wat die Bybel gebruik, gaan wees.
Die 4de perd van Openbaring sê dit vir ons. Nou ons sien klaar die oorlogsperd van Openbaring. Ons het die video nou geluister. 'n Verdere eskalasie van die 3de wêreldoorlog. So bly hy eskaleer. En u het in die video gehoor wat Alex Jones sê, as Europa gaan terug antwoord, want Europa gee ons nou al lank wapens om teen Rusland gebruik te word. En wanneer Rusland sê, ek skiet daardie wapenfabrieke of aanlegte of stoorfasiliteite, as julle reageer op dit, dan gebruik ek kernbomme. Klaar, taktiese kernbomme. Hy gaan eskaleer, want dis waar ons staan in Openbaring. En hoe gouer u en ek besef, dis waar ons staan, hoe gouer gaan jy vir jouself sê, wat gaan ek doen om my op die bes moontlike plek te posisioneer? En waar kan jy jou beter posisioneer as om eerstens deel te word van 'n gemeenskap wat hierdie sentimente deel? Hierdie oorlogssentiment, geweld wat gaan plaasvind, hongersnood wat gaan plaasvind, pestilensies, virusse, pandemies wat gaan plaasvind, en natuurlik die 4de noem my die wilde diere van die veld. Maar ek gaan nie oor hom uitwy nie. Dit is eintlik 'n maklike een, maar ons los hom. Ons werk maar net met die 3, om twis en wat ook al te vermy. Ons sien klaar die 3de wêreldoorlog ontwikkel. Ons sien klaar pestilensies lek gereeld aan ons mensdom, beginnende 2020 met COVID. En die ander wat intussen tyd kort net so lekkie gee. Nou die Bybel sê op 'n stadium gaan dit nie meer lek nie, dan gaan daar pestilensies uitbreek. Op groot skaal. Met nie die noodwendige en mediese vermoë, fasiliteite om jou te bedien nie. Want dan val die wêreldstelsel wat Babylon is, wat God sê hy moet vernietig, wat ons grootste vyand is, wat God sê ons kan hom nie wen nie, maar God sal hom neergooi. En hy het klaar vir Ros gehaak in die kakebeen, om uit te trek teen die weste, Gog, van die land Magog, teen die weste. Snaaks dat al die mense dit miskyk. Almal kyk net in die Midde-Ooste, Christene, ja, mense. Ja, jy moet die Bybels gaan lees, dit is so eenvoudig. Maar ja, kom ons gaan nie in daarop nie, die tyd sal kom wanneer ons daarop ingaan, en dan gaan dit maklik wees om dit te verstaan. Jeremia het dit gesê, teen die einde sal julle dit verstaan. So ja, want dan gaan ons alles sien. Maar ja, jy moet maar ons openinge luister in die oggende, wanneer dit oor die profeseë gaan, dit gee vir jou so duidelike beeld van wat om te verwag, wat kom, en ek wil nie, die video raak nou te lank. Jy moet onthou 'n verskoning, dat jy nie kan voorberei nie, 'n verskoning dat jy nie kan aansluit by andersdenkendes soos jy, 'n groepering nie. 'n Verskoning beteken vir jou totaal niks nie. 'n Verskoning gaan nie 'n ryskorreltjie in jou mond vir jou sit nie. 'n Verskoning gaan jou nie wanneer jy geïsoleer is, of dit nou geweld is, pandemie is. Persoonlik dink ek, hulle gaan sommer saamkom, almal van hulle. Hongersnood gaan mos plaasvind tydens oorlog. Wanneer oorlog en revolusie in Suid-Afrika eskaleer, gaan daar mos koskaarstes in elk geval wees, so dan's daar hongersnood. Pestilensies, jy weet mos hoe vinnig en maklik sal pestilensies uitbreek. Gaan kyk net die video's van die rotte en die muis en die rotpla in sekere dele van Johannesburg. Het jy gedink, wanneer mediese vermoëns verval en taan en nie meer op standaard is nie, hoe maklik kan daar pestilensies uitbreek? Miskien het dit gepraat van een of ander verskriklike maagding wat in Johannesburg op 'n stadium gaan uitbreek. Dis alles logika. En vanoggend blaas ek die basuin, nie om iets aan te kondig nie. Daardie basuin het die Vader se engele klaar geblaas. Die perde van Openbaring, soos Dmitri Medvedev van Rusland gesê het, die 2IB van die Veiligheidsraad van Rusland. The 4 horses of revelation are already running across the world. Die 4 perde van Openbaring is reeds besig om te hardloop. Hoe gaan en waar gaan u uself posisioneer in hierdie ontwikkelde, eskalerende toestande? Anders as om fisies, kos, rugsak, voorbereiding te doen fisies, geestelik, natuurlik, eerstens, altyd, dan die fisiese voorbereiding, en om dan deel te raak van andersdenkendes, dat jy saam met sulke groeperinge
dalk net in daardie groot kamp wat oom Siener gesien het, kan wees. En 'n heining kan oprig en sê, daar's beheer, toegangsbeheer. Want dis waarom die gryshoender moes hol om onder deur die draad in die kamp te kom. Nou ja, daai gesig gaan so mooi verder aan, maar ek sal dit vorentoe, sal ek dit ook met u deel. Dis baie mooi, want van daar af begin ons herstel. En dit sluit presies wat Siener daar sê, sluit maar net presies aan by Sefanja 3, presies aan by Joël 2, presies aan by Micha 4, presies aan by Hosea 2, presies aan by Esegiel 'n hele paar profesieë daar, as ook Jeremia, as ook Daniël, as ook Openbaring, pragtige vooruitsig. Wanneer ons daar in daai groot kamp, van daar af, gaan die verootmoediging kom, en die herstel sal van daar af begin plaasvind. En daar's soveel gesigte en profesie in die Bybel, wat ek nou kan noem, maar dis nog 'n paar ure, se aan mekaar opnoem, om hulle almal, wat dieselfde vir ons vertel, met u te deel. Maar vir nou, dis die tyd waar ons nou is, en op hierdie noot sluit ek af. Dis die tyd waar ons nou is. Ons sien reeds die tekens en die eienskappe van die 4de perd van Openbaring. Waar gaan u self bevind en plaas wanneer u vlug vir 'n aansteekbare pestilensie, geweld, hongeris, en ek sal maar die 4de een los. U moet 'n pragtige week hê tot ons weer praat. Sterkte en seën. Totsiens.